Julle is Therese van Therese se Wolwinkel en ek wil gou met julle bespreek hoe lyk verskillende kettingsteekies. Nou daar is mense wat my nou al gevra het ek moet hulle asseblief leer hoe om te hekel. So dit is my volgende missie is om julle te leer om te hekel, want daar is mense wat regtig nie kan nie, maar hulle wil graag. So ons begin by 'n kettingsteek of wat hulle in Engels noem die chain stitch. Dit is letterlik net kettingsteekies. Dit gaan ek julle ook later wys hoe om dit te doen. Dan die enkelbeen steek of wat hulle noem die single crochet. Dan kry jy die halwe langbeen wat hulle noem die half double crochet en dan die langbeen wat hulle noem double crochet, en jy kan sien, hy is aansienlik breër as daai ene. Dit is alle steke wat ek julle nog sal leer, so met die tyd, soos wat ons 'n kombers of 'n ding, of 'n projek aanpak, partykeer gaan ek net saampeltjies doen, en dan kan julle aangaan, soos ek gaan nou ook net saampeltjies doen van die granny square, en dan gaan ek julle leer hoe om die magic knot te maak, of die magic circle te maak, of julle kan net kettingsteekies maak. Dis julle keuse. Ek is nou by julle. Ek gaan julle leer hoe om 'n kettingsteek te maak. Dis nogal moeilik vir 'n ouend om vir julle te wys hoe om die beginsteek te maak. Ek vang hom altyd so val, soos wat jy steek opsit as jy brei. Vang ek hom net so. En dan begin jy met 'n kettingsteekie van jy trek net om die hekelnaald en trek om deur. Om die hekelnaald, trek om deur. Dit is hoe jy 'n kettingsteekie maak. In die geval waar ons nou gaan begin met wat hulle noem die granny square met die granny stitch. Dis die maklikste patroon op hierdie stadium, baie maklik. Maar jy in Afrikaans noem hulle om die ouma vierkant met die ouma steek, maar ek dink ek gaan hou met die Engelse weergawe. Jy kan ook jou garing so vasvat, twist hom net so, ek het dit nou so mooi reg gekry, jy twist hom net, dan hou jy hom daar vas, haak jy daar deur, en jy maak 'n kettingsteekie, en daar is jou magic ring, want hy kan nou kleiner of groter. Nou vir 'n granny square het ons 12 lang beentjies nodig. Nou jy het 3 kettingsteke nodig om mee te begin vir jou granny square se middelste gedeelte. 3 kettingsteke is gelyk aan 1 lang beentjie. Hoe maak ons lang beentjie? Jy gaan hom daar so steek. Daai onderste steek tel nie as 'n steek nie, hoor. Wol om die naald in die gaatjie, trek die garingkie deur. Nou het jy 3 op die naald. Nou trek jy weer 1 deur, en dan naald om, weer 1 deur. Kyk, daar het jy 2. Doen ons dit weer. Om die naald, jy 3, trek deur 2, weer om die naald, trek deur 1. Kyk. En dan 'n bietjie slower, kom ons doen hom oor. Right. Wol om die naald in die gaatjie, van die loop, trek deur 1, om die naald, trek deur 2. Weer om die naald, trek deur, daar het jy 3 op, jy trek hom deur 2, en jy sit nog steeds met 2 steekies op jou naald, en jy gaan trek hom weer deur, dan het jy 1, dan weet jy jou lang beentjie is klaar. Dan weer om, trek deur, 1, 2, en hy is klaar. Nou ons soek 12 lang beentjies.
6. Okay. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Baie belangrik met jou hoekelwerk is, al is dit net 'n granny square, tel, onthou dit. Dis baie belangrik, altyd tel, tel. Maak nie saak wat jy doen nie, jy tel. Jy moet seker maak dat jy tel, anders gaan jou projek nie uitwerk nie. Nou, ek het, om mee te begin vir julle as beginners, stel ek voor, vra vir familie en vriende of het hulle vir julle oorskiet wol. As jy baie confident is in jouself, baie selfvertroue het, kan jy nuwe wol koop, maar ek stel voor, koop my eerder 'n goedkoper wol, net om jou te oefen, voordat jy begin met dierwol, sodat jy seker is die tyd wat jy die dierwol gebruik, jy regtig weet wat jy doen, en jy seker is jou projek gaan reg uitwerk. Ek vat nou net oorskietwol wat ek het, en dis waarom ek doen vir julle die granny squares, want ek gaan nie 'n vol kombersie maak nie, ek gaan net 'n sampeltjie maak vir julle. So Natalie, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok, nou moet jy onthou, jy moet hom nou aan daai ene gaan vasheg nie. Nou trek jy hierdie klein kort touwtjie, en dan maak jy jou magic circle toe. Sien julle hoe mooi lyk dit nou? Was jy magic circle toe. Dan vat jy daai steekie en jy druk hom hier in jou derde kettingsteekie hierdie kant in. Daai is jou derde ene. Probeer hom baie los te hekel. Ek weet beginners hekel baie styf, so hulle sukkel om hulle naalde deur te kry. En dan ook, omdat jy beginner is, kyk wat sê jou wol, wat so groot hekel naald jy moet gebruik. Is baie belangrik. As jy nie 'n vierkantige ding gaan maak, wat jy so 'n magic circle gaan gebruik, of in die geval waar, as jy nie magic circle wil doen, die 3 kettingsteekies en hom dan toemaak, en dan jou 12 langbeentjies doen, dan gaan jy baie styf hekel. Jy moet altyd, as jy 'n langwerpige kombers gaan doen, wat jy 'n string kettingsteekie het, en dan op die kettingsteekie jou langbene gaan begin sit, maak seker dat jy daai kettingsteekie baie los hekel, en ook met 'n groter naald as wat die wol sê. As die wol vir jou sê jy moet 'n 4 mm naald gebruik, gebruik jy 'n 5 mm naald, net vir jou kettingsteekies, nie vir die res van die kombers nie. Ek het nou in die geval, omdat ek julle wil wys hoe dit lyk, het ek, my wol se aanbeveling is 'n 4 mm, maar ek het 'n 4,5, omdat ek vir julle wil wys, die steke moet groot wees, sodat julle kan sien wat ek doen. Ok, nou ons het hom nou daar in die boonste derde kettingsteek in, garing om die naald, trek hom deur daai kettingsteek, en trek hom deur die lang beentjie. Dis al wat jy doen, jy trek nie deur, want jy heg hom net. Ok, dit is soos 'n kettingsteek, jy heg hom net. Nou wil ons hom begin vierkantig maak, want dit is wat 'n granny square is vierkantig. So nou begin ons 1, 2, 3. Dis jou eerste lang beentjie. Die fondasie van jou granny square is 4, 6 lang beentjies, met 'n spasie tussenin. So, nou begin ons. Om die naald, in daai spasie in, ons kyk nou gou, ja, daarin, trek hom deur 1, trek hom deur 2, daar het jy 2. Gaan jy weer in daai selfe gaatjie in, daar moet nou 6 inkom, nie? Trek jy hom deur 1, trek jy hom deur 2, en dan, nadat jy 3 lang beentjies gemaak het, 1 kettingsteekie. Dan maak ons weer
1 en dan 'n tweede een en 'n derde een. OK. Daar is jou eerste cluster. Is 'n cluster van 6. Dis wat hulle dit noem. Nou jy kan nou hierso ek doen dit gewoonlik nie met hierdie heel eerste ry nie, want dit maak hom vir my wobble. Maar jy kan as jou werk te styf gee, kan jy hierso kettingsteekie maak, maar ek gaan dit nou nie doen nie. Dan tel jy 1, 2, 3. Tussen die derde en die vierde een wat jy van hier aftel, sit jy jou naald in, trek hom deur, trek deur 2, trek weer deur 2, en daar is jou eerste langbeen. Ek wil hom net bietjie oordoen. Ek wil nie daai loop daar hê nie. OK, as jy nie loops wil hê nie, hou vas in jou garingkies. OK. Is net gee uittrek. Gaan ons weer om die naald in die gaatjie, trek hom deur, trek 2 deur, trek 2 deur. Nou het jy 3, jy moet 6 hê. 1 ketting steek, weer 1 om die naald in die gaatjie, trek deur 2, trek deur 2. In die gaatjie, trek deur 2, trek deur 2. Nou as hy, daar is jy tweede cluster. Gaan jy nou weer 1, 2, 3. Trek deur 1, 2. Daar is jou eerste lang beentjie. In die gaatjie, trek deur 1, trek deur 2, trek deur 2. Daar is 2. Volg julle my. Onthou, julle kan enige tyd wat julle sukkel, en dit lyk nie dieselfde nie, dit werk nie dieselfde uit nie, of julle voel ek dalk 'n bietjie te vinnig vir jou hierkom, kan jy jou video pause en jy rewind hom na daar waar jy gestop het en jy voel jy gemaklik is mee, of as jou werk dalk uitgetrek het, en jy kan hom weer speel. OK, dan gaan ons weer 1, 2, 3, daarin, in die gaatjie, trek deur 2, trek deur 2, weer gaatjie, trek deur 2, trek deur 2. Nou het jy 1, 2, 3, maak 'n kettingsteek, en jy het 1, 2, 3. OK, nou moet ons hom weer daar las, so ons gaan hom daar insit, onthou nou, ons moet hom nou weer in die middel kry nie, so ons gaan net kettingsteekie, hy is daar deur getrek, OK, dan gaan ons in die volgende gaatjie, trek ons weer 1, dis 'n kettingsteek, totdat ons in die middel kom, weer 'n kettingsteek. OK, daar is jou eerste vierkant, alright, sien julle, kyk nou mooi lyk dit, jou eerste vierkant, maar jy wil hom nou groter hê, want jy wil 'n mooi blokkie maak, so nou gemaak, want nou wil ons mos nou, hier moet ook nog goed inkom, so kom ek wys vir julle, nou net eers weer met hierdie wol sukkel, hy blyk ook, OK, weet julle hoe het ek daarby uitgekom? Ons het hom daar ingevat, soos wat ons hier onder gedoen het, 1 kettingsteekie, hulle noem het 'n slip stitch,
Dis maar dis basies soos 'n kettingsteek wat jy aan die wol vashekel. Dan die volgende een weer 'n slip stitch tot jy hierso kom. Dan gaan ons weer 1, 2, 3. Wol om die naald in daai spasie in. Jou hoeke gaan nou altyd 'n cluster van 6 wees. Okay. So en dan om die naald in die spasie trek deur. Moet hom nie ver hoog op trek nie, want dan gaan jy hierdie lang beentjies hierso gaan verskriklik sleg lyk. Trek deur 2, trek deur 2. Weer om die naald in die spasie. Trek deur 2, trek deur 2. Goed, nou wil ons hierso binne hier kom. Nou kan jy, as jy wil, jy kan altyd kyk hoe lyk jou werk. Een ketting spasie maak om die naald in hierdie spasie in. Maak ons 3 lang bene. Spasie. In daai spasie in. Okay. Dan maak ons weer 'n cluster van 6. Spasie, kettingsteekie. En dit gaan jou hoeke wees. Jy gaan altyd daai hoeke hê. Moet altyd 6 wees. As jy begin net met 6, moet jy aanhou met 6. Weer 'n kettingsteekie in hierdie spasie, dan maak ons 'n cluster van 3 lang beentjies, double crochets. Weer 'n kettingsteekie, gaan ons in die spasie in. Ons maak weer 'n cluster van 6. Spasie. Dan gaan ons in daai ene in. Daar is 'n cluster van 3. Dan maak jy weer 'n kettingsteekie. En dan in daai middelste spasie wil ons nou weer 'n 6 cluster hê. Maak ons weer 'n kettingsteekie en ons gaan in hierdie spasie in en ons maak 'n 3 dubbelbeentjies cluster. Kettingsteekie, nou moet ons hom weer hier inbring. Ons gaan net daar, ons hoef nie in die 3 in te gaan nie. Ons gaan daar in daai lang beentjies se spasie in. Trek hom deur. Dis 'n glipsteek of slip stitch. En jy doen dit met daai ene ook totdat jy in die middel kom. Doen jy dit weer. Nou daar's baie mense wat begin hekel wat se blokkie verskriklik snaaks lyk. Hierdie kant is hy kleiner, daai kant is hy groter en hy trek nie mooi nie of hy kom net 'n driehoek uit of iets. Maar as jy stap vir stap volg wat ek vir jou sê, gaan jy nie die probleem hê nie. En soos ek sê, om te tel is baie belangrik. Ons weet nou, jou hoeke is 6, so jy tel dat jy altyd 6 het, met 'n spasie tussenin. Tussen jou 6 hoeke, jou 6 clusterhoeke, het jy 'n 3 cluster. En daar's nou weer spasie. So wat gebeur nou? Nou gaan jy hom weer hekel, en jy gaan nou in daai spasies, gaan jy 'n cluster insit. Met ander woorde, jy gaan nou nie nodig hê om in elke een
of in hierdie 3 weer te hekel nie. Jy gaan nie hierso nodig hê om 'n 6 spasie klaster doen nie, jy gaan net 'n 3 klaster doen. So ek gaan julle net tot hierdie stukkie wys, en dan gaan ek omgaan, en dan gaan ek julle kans gee om op julle tyd aan te gaan. En dan kan ons, dit gaan 'n baie lang video word, dan kan ons later, kan ek weer met 'n deel 2 kom. Ok, so nou doen ons weer ons 3 klaster, met 'n kettingsteekie, en dan nog 'n 3 klaster. Dit is, jou 6 klaster is maar basies net 2, 3 klasters. Ok, dan 1 kettingsteekie, in daai spasie in, gaan ons weer 1 ding. So lyk my, gaan nie nou weer doen. Koek nie, right. Dan gaan ons weer 1, daai die pad uitvat, 2, 3, 1 kettingsteekie, in die spasie, daar as jy nie seker is nie, moenie net aanploeter nie, stop die video, rewind hom, en begin weer. Ok, as iets nie vir jou reg lyk nie, dan tel jy jou steke, jy tel jou lang beentjies, jy reverse jou video, of hoe sê hulle, rewind jou video, en jy kom weer tot waar jy gesien het jou werk lyk reg, en dan begin jy weer van daar af, en dan kyk jy, al hekel jy net 1 klaster, stop, kyk of jou video, op jou video wat reg is, en dan pause jy die video, en jy hekel die 1 klaster, en jy unpause en jy kyk, dan is dit ook reg. Sien, so begin hy nou lyk. Dit is nou 'n granny square, en hierdie is fisies wat hulle noem die granny stitch. Ok, daar is 'n ander baie maklike patroon wat ek bietjie later vir julle wil leer, maar ek voel net 'n persoon wat nou eers leer hekel kan nog nie daai doen nie, want jou werk loop altyd skeef uit, en dit is as jy sulke kettingstukkies maak, en dan jou lang beentjies, of in die geval soos daai single crochets doen. Hulle noem die mosteken hekel, is waar jy net elke tweede een hekel. Maar ek gaan dit eers bietjie later doen, as ek voel julle is bietjie meer confident met dit wat julle doen. Ok, so ek gaan pause, dan gaan ek my rykie klaarmaak, en dan kom ek by julle uit. Ok, ek is nou klaar met my rykie, en ek het hom nou gevat tot hierso. Maar soos ek sê, ek gaan in die geval, gaan ek regtig net saamplokkies met julle doen. Ek gaan nie groot kombers doen nie, want ek het al 'n paar, en blokkies hekel is nou nie een van my voortuie nie, ek raak gemoeg en verveeld met dit, maar jy kan, as jy wil, hier stop, en 'n nuwe blokkie begin. Jy kan, as jy wil, net die video net rewind, en weer speel, en hom groter maak, en al in die rondte hekel, totdat jy voel, dit is 'n groot genoeg blok vir jou, en jy wil nog steeds 'n blok kombers maak, maar met groter blokke, of totdat jy voel, hierdie kombers is nou groot genoeg vir 'n kniekombersie, of 'n babelkombersie, of vir 'n duvet op jou bed, of wat ook al. Maar, dit is waar ek gaan stop, en ek gaan net die sample doen, maar onthou nou, dit is baie, baie belangrik, dat jy jou 4 hoeke 6 klasters hou. Nou, soos ek gesê het, jou 6 klasters is altyd met 3 klasters met 'n spasie, en weer 3 klasters in, of sal ek sê, 'n kettingsteek is 3 klasters, of 3 lang bene is 1 klaster, kettingsteek 3 lang bene in jou vorige spasie van jou vorige ry. Dit maak hom 'n hoek. Dan gaan jy nou weer 6 maak, 1 kettingsteekie, 3 daarin, 'n kettingsteekie, 3 daarin, kettingsteekie, 3 daarin, kettingsteekie, en dan gaan jy weer na die spasie toe, en jy maak weer 6. Ok, onthou jou kettingsteekie hier op die einde.
ons is geneig, ek was geneig in die begin, totdat ek het begin agterkom het, om hierdie laaste kettingsteekie te skiep, voordat ek hom inlas. Dan het ek altyd vir myself gelag, want dan moet ek uittrek. Maar nou is ons klaar, as jy nou klaar is met jou spasietjie, dan, wat ek doen is, ek trek my garing deur, en ek maak hom styf. Ok, moet nog nie afknip nie. Dit is baie, baie belangrik. Los hom vir eers. Die rede daarvoor is, jou werk gaan uitrafel, en jy kan hierdie stukkie later wegwerk. Nie nou al nie. Ok, maar intussen, by die magic circle, gaan ek was, is baie belangrik, dat jy hom wegwerk, want jou werk kan daar lostrek. Moet hom nie kort afknip nie asseblief, want jou werk gaan lostrek. En dan gaan jy my blameer. So, kom ek wys jou gou. Jy daar, kom maar uit, sit hom net weer hier in, tot daar, trek hom deur. Dan sit jy hom in die volgende een in, trek hom deur. Weer daarin. Ok, sien hy kom nie deur aan daai kant nie, nee? Jy sit hom net hierso. Dis basies, vir julle te wys, jy gaan basies net hierso so in. Sien julle? Daar. Kyk daar. Sien jy? Ok, so. Nou net. As jy die magic circle gedoen het, dan gaan jy maar 'n paar keer so deur. Net om seker te maak dat jy dat jou sirkel nie gaan loskom nie. Ok, ek doen net maar, gaan maar so 2 keer in die ronde. En dan hoop ek maar ook dat ek in die proses die vorige ronde se garing gepenetreer het, laat hy hom dan vashou daar. Ok, ek dink dit is nou genoeg. Nou eers kan jy hom afknip. Ok, nou eers kan jy hom afknip. Ok, en dit is nou my eerste blokkie. Jy kan hom, soos ek sê, jy kan hom groter maak. Jy kan sulke klein blokkies maak wat jy later mekaar gaan vashekkel of vaswerk. Ek gaan julle nog wys om die vashekkel te doen. Dan om 'n randjie om te hekkel of 'n border, soos party dit noem. Maar dit is sover wat ek gaan, want ek gaan net 'n sample kombersie doen. Net so ou popkombersietjie doen. Dit is al wat ek gaan doen. Ek gaan nie aangaan met die blokkies nie, want ek het ander projekte wat ek ook wil doen, maar hierdie is nou net om julle te leer om te hekel. Maak jou blokkies, en sodra ek nou my 4 blokkies het, dan sal ek nou kom en vir julle wys hoe met aan mekaar vas te hekel, en of as julle wil dit aan mekaar vaswerk, wat ek nie regtig oormal is nie, dit lyk gewoonlik nie baie mooi nie. Veral as jy verskillende kleure gebruik, lyk dit gewoonlik nie baie mooi nie. So, verkieslik om vas te hekel, maar ek sal julle nog wys hoe om dit te doen in 'n deel 2.